Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 15 Julie. En die skrifgedeelte wat ons vandag anker in God se teenwoordigheid is Psalm 119 van vers 105 tot 112. En ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. In hierdie oomblik word stil. Haal asem. Rig jou gedagtes en jou hart na Jesus. Hierdie oomblik is gevul met sy lig en lewe. Psalm 119 van vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Ek het 'n eed afgelê en daarby gehou om u regverdige beslissings na te kom. Ek is baie teneergedruk, Here. Maak my lewend volgens u woord. Laat die vrywillige offers van my mond tog vir u aanvaarbaar wees, Here, en leer my u beslissings. My lewe is voortdurend in my hande, maar u wet vergeet ek nie. Goddeloses het vir my 'n net gespan, maar u opdragte het nie afgewyk nie. Ek het u bepalings as blywende erfporsie ontvang. Ja, dit is die vreugde van my hart. Ek rig my hart daarop om u voorskrifte uit te voer, vir altyd, tot die einde toe. Ek is baie teneergedruk. Dit is 'n gewigtige uitdrukking van die psalmdigter. Dit kom lê swaar in die psalm wat so vol lof is vir God se woord en God se wet. En ons lees hierdie woorde op die hakke van seker een van die mooiste sinne in die Bybel. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Hoe is die digter van hierdie melodie dan so melankolies? 'n Paar verse aan sien ons wat die digter so teneergedruk maak. Sy lewe hang in 'n draadjie. Vers 109 is 'n bekende Hebreëse idioom. My lewe is voortdurend in my hande. Dit is soos om sand te probeer vashou, of nog moeiliker, om water met jou bakhande aan te dra. Dis asof die digter wil sê sy dae is getel. Daar is vir hom 'n goddelose net gespan. Hy is soos 'n gogga in die web van 'n spinnekop. So is sy einde in sig. Maar wat is hierdie einde? Hierdie lewe waarvan hy praat. Staar hy die dood in die gesig, is dit waarmee ons hier te doen het, met 'n sterwende mens? Vers 107 gee 'n ander perspektief. Ons sien dit ook in vers 88, hierdie woorde, maak my lewend. Hierdie woorde het minder te doen met sy hartklop en sy bloeddruk. Dis 'n teologiese stelling. Dis verbondstaal. Dit het hier baie meer te doen met sy siel en sy gees voor die aangesig van God. Vir die psalmdigter is dit nie hierdie lewe wat op die spel is nie, maar die ewige lewe. Hy sluit immers hierdie gedeelte van die psalm af in 112 met die woorde, vir altyd, tot die einde toe. Die psalmdigter nooi my opnuut om my gedagtes, my hart, my gees, my hele lewe te rig op die ewige, om so na God te soek, met sy woord as lamp en lig, en myself toe te laat om teneergedruk te word, net deur die gedagte, dat ek sal soek en nie kry nie.
en wat dit sal beteken as ek geestelik dood is vir God se goedheid en sy sorg en sy wysheid en sy woord. Ek dink na oor my gebede van die afgelope tyd. Wat by my ontbreek en wat ek so helder waarneem in hierdie Psalm, is 'n gevoel van dringendheid. A sense of urgency. In my gebede is daar selde iets op die spel. Hier in Psalm 119 is alles op die spel. Hy bid tussen lewe en dood, tussen die hier en die hiernamaals, tussen neergedruk en ware lewensvreugde. Dis nie sommer net 'n gebed nie, dis 'n noodkreet. Dis nie maar net nog 'n psalm nie, dis 'n pleidooi. C.S. Lewis skryf in sy pragtige boekie wat handel oor die liefde getiteld The Four Loves, die volgende: Our whole being by its very nature is one vast need. We are incomplete, preparatory, empty yet cluttered, crying out for him who can untie things that are now knotted together and tie up things that are dangling loose. Die digter van Psalm 119 trek ons nie in sy neergedruktheid af nie, maar eerder op. Dalk aan die kraag vir die wat traag van gees is. Hy kom nooi ons om ons stemme te lig in gebed en ons voete te laat hardloop agter die lig aan. Want daar is baie meer op die spel as wat ons soms dink. Here, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Ek lê eed af en ek sal daarby hou, as u my weer sal lewend maak, volgens u woord. Ek rig my hart op u, vir altyd tot die einde toe. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied, net soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.